Goeiedag en welkom by NG Vera Park se digitale bediening. My naam is Brunei Jacobs. In vandag se preek kyk ons na 'n gedeelte uit die Ou Testament, Jesaja 11 van vers 1 tot by vers 10. Nou hierdie gedeelte eintlik van hoofstuk 7 in Jesaja tot by hoofstuk 12 kry ons tekens van die Messias verwagting. Hierdie Messia wat gaan kom, hierdie messiaanse figuur wat uiteindelik hierso deur die profeet van Jesaja geopenbaar word in hierdie hoofstukke en hoe hierdie Messias anders is as die magte van die wêreld. Ons gaan 'n bietjie praat oor waar hierdie teks vandaan kom en die tyd waarin dit geskryf is. Nou ons tema vir vandag is bring vrede vorentoe. Dit rol nogal lekker van die tong af om dit so te sê, nee, bring vrede vorentoe. Nou ek wil hê jy moet vir 'n oomblik net dink, jouself verbeel. Maak jou oë toe, haal diep asem en verbeel jouself dat jy absolute vrede het. Jy is op 'n plek, hoe lyk hierdie plek? Is dit dalk iewers in die wildtuin of by die see, maar net die perfekte plek waar jy absolute vrede ervaar. Wat is daar? Wat is rondom jou? En wat is nie daar nie? Wie is by jou en wie is nie, beslis nie, by jou nie? Wat is die temperatuur? Wat is die weer? Is daar reën? Is daar sonskyn? Is jy binne of is jy buite? Wat se reuke ruik jy? Wat se geluide hoor jy? Ek weet hierdie oefening is miskien nou nie vir almal nie, dit kan dalk meditatief klink, maar ek wil jou uitnooi om regtig net vir 'n oomblik na daai plek van absolute vrede na toe te gaan. Daar's twee redes daarvoor. Aan die een kant gaan ons juis vandag praat oor vrede. Aan die ander kant is dit belangrik dat ons ook vir 'n oomblik net moet onthou waarmee ons besig is. Alhoewel ons nou nie in 'n kerkruim sit en in 'n erediens by mekaar betrokke is nie, is hierdie wat ons hierso doen op 'n digitale platform en op ons YouTube kanaal nog steeds woordverkondiging. Dit is nog steeds kerk. Dit is nog steeds die woord van die Here wat aan die woord gaan kom. En wanneer ons hierdie teks gaan lees, dan gaan ons simbole van vrede sien. En ek wil hê jy moet in hierdie speelbeeld van wat jou vredeplek is, ook luister na hierdie woorde. Want ek dink ons leef in 'n tyd waar ons regtig desperaat vrede nodig het. Nie net in die samelewing nie, maar ook in onsself. Innerlike vrede en ook vrede met die mense in ons wêreld. Ook vrede met die vreemdelinge in ons wêreld. So daar waar jy sit, maak jou oë toe, gaan in jou gees na daai plek van vrede toe. En kom ons bid ook die Here se seën toe op die woord wat ons vandag gaan ontvang. Hemelvader, dankie dat ons 'n geloofsgemeenskap kan wees. Dankie dat U vandag wil kom praat in ons, dat U ons harte wil aanraak, dat U 'n afspraak het met elkeen van ons. Maak ons harte oop en ontvanklik. Laat Heer U vrede deur ons vloei. En Here, gee dat ons ook hierdie woord nie vir onsself sal hou of om onsself te verryk nie, maar dat ons werklik sal leer om daaruit te leef. Dat die wêreld ook kan sien hoe U vrede deur ons bewerk. Dankie dat ons hierdie woord kan ontvang vandag. Dankie dat ons 'n Bybel kan hê, dat ons toegang het tot hierdie digitale bediening, dat ons in vryheid ook ons geloof kan uitleef in die wêreld daar buite. Amen. Maar 'n takkie sal spruit uit die stomp van Isaai en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Die gees van die Here sal op hom rus, die gees van wysheid en insig, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en ontzag vir die Here. Hy sal genot put uit ontzag vir die Here. Hy sal nie 'n beslissing vel volgens wat sy oë sien nie, en nie teregwys volgens wat sy ore hoor nie. Hy sal regverdig beslis oor die armes, en die magteloses van die land billik teregwys.
Hy sal die land slaan met die stok van sy mond en die asem van sy lippe en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak. Geregtigheid sal 'n gordel om sy middel wees en betroubaarheid 'n gordel om sy heupe. 'n Wolf sal by 'n lam vertoef en 'n luiperd sal by 'n boklam gaan lê. 'n Kalf, 'n jong leeu en vetgemaakte vee bymekaar. 'n Klein seentjie sal hulle lei. 'n Koei en 'n beerwyfie sal saamwy en hulle kleintjies sal saam gaan lê. 'n Leeu sal soos 'n bees gras eet. 'n Suigeling sal speel by die gat van 'n horingslang en 'n kleuter sal sy hand uitsteek na die nes van 'n kobra. Mense sal nie kwaad doen of hulle wangedra nie. Nêrens op my hele heilige berg nie, want die land sal vol wees van die kennis van die Here, soos water die see bedek. Op daardie dag sal die wortel van Isaïe as banier vir die volke bly staan. Die nasie sal daarna vra en sy rusplek sal luisterryk wees. Hierdie woorde van Jesaja word gespreek in 'n tyd van konflik. Die profeet het 'n moeilike taak. Hy moet optree in 'n tyd waar koning Agas aan bewind is, 'n koning wat verkeerd doen in die oë van die Here. Sien die ryk van Juda in die suide het te hore gekom van hierdie Assiriese mag wat baie intimiderend geword het, wat Egipte en ander lande begin verower het. Hulle het begin bang word, hulle het begin vrees dat hulle lojaliteit dalk nie op die regte plekke lê nie. Strategies was koning Agas bang vir die Assiriese ryk. Hy het gesien wat se dreigement die Assiriese ryk is vir Israel in die noorde. En so het hy besluit om 'n ooreenkoms aan te gaan met die koning van Assirië in daardie tyd. Wat toe gebeur is dat die koning van Israel 'n aanval loods teen Juda in die suide. Soveel so dat koning Agas toe uitroep na die koning van Assirië om hom te kom vra vir hulp. So in die midde van hierdie konflik. En as ons gaan kyk na die vorige hoofstuk, die vorige paar hoofstukke, is die profeet Jesaja nie baie tevrede met koning Agas se optrede nie. Hy dink nie dat koning Agas se lojaliteit by die regte plekke lê nie, want wat Agas doen is hy gaan soek sy sekuriteit en sy veiligheid by wêreldmagte. Dit is uiteindelik waaroor dit hier gaan. Koning Agas gaan soek beskerming, sekuriteit en veiligheid by 'n wêreldse mag, hierdie Assiriese ryk, by die Assiriese koning. En wat Jesaja eintlik kom om te sê is, in plaas daarvan dat julle lojaliteit en julle sekuriteit by wêreldmagte soek, moet julle dit by God soek. Julle moet julleself heroriënteer na God toe en wegbeweeg en nie hierdie wêreldmagte prioritiseer om vir julle 'n bron van uiteindelike vrede te wees nie. As ons praat oor vrede, dan is dit makliker om dit te verstaan, ek dink in ons tyd, in terme van sy teenoorgestelde. Die teenoorgestelde van vrede is oorlog. So met ander woorde, as ons kan teregtelik sê dat as Agas oorlog wou vermy, met ander woorde, vrede wou hê, dan het hy gegaan na hierdie koning van Assirië toe vir beskerming in plaas van God. Hy het begin om regtig die wet van die Here te oortree en daar's 'n voorspelling van 'n ballingskap wat gaan plaasvind, van 'n konflik wat gaan oploop en uitloop en uitloop en uitloop, dat hierdie wêreldkonflikte nooit opgelos gaan word nie. Maar dat wanneer die Messia kom, wanneer Jesus kom, is daar 'n nuwe era wat aanbreek. Die era van vrede ten spyte van wêreldmagte. Hier word 'n teken gegee van die Jesus koninkryk, wat anders is as die koninkryk van die wêreld, wat ander waardes het, wat ware vrede gee, en iets waarby die wêreldmagte net nie kan kers vashou nie. In die vorige hoofstuk, in die einde van hoofstuk 10, dan gaan Jesaja aan om te verduidelik hoe hierdie wêreldmagte heeltemal sal platval
dat hulle uitgeroei en uitgewis gaan word, dat hulle verganklik is, dat hulle nie ewig gaan bly staan nie. En eintlik is die retoriese vraag wat Jesaja hierso vra is, hoekom sal jy na jou sekuriteit en jou vrede in verganklike wêreldmagte gaan soek wat tot 'n val gaan kom? Hoekom soek jy dit nie in God wat ewig is nie? En dan gee hy vir ons in hierdie hoofstuk 'n beeld van hoe hierdie teken lyk, van hoe die Jesus koninkryk anders is as die koninkryk van die wêreld. En ek dink vir ons wat vandag hierdie gedeelte lees, so in die oploop na Kersfees toe, in Adventtyd, 'n tyd waar ons dink oor die begin van alles, want ons geloof begin by Jesus. Ons godsdienst, die Christelike geloof, begin by Jesus Christus. Dit is ons begin en ons kyk na die geskiedenis deur die lens van Christus en ook na die toekoms deur die lens van Christus. So as ons dan nou vandag die vraag moet vra, hoe moet ons kyk na ons toekoms? Ons is eintlik 'n baie goeie tyd van die jaar om hierdie vraag te vra, nee, hier in die einde van die jaar, wanneer ons terugkyk oor die jaar wat verby is, 2025, en vorentoe kyk na 2026, dan nooi hierdie teks ons uit om die vraag te vra, maar hoe, as ons deur die Jesusbril moet kyk na 2025, wat sien ons raak? Gaan terug na daai prentjie toe, daai plek van vrede. Wat het hierdie jaar ingebreek in daai plek in? Wat het ingekom wat weggevat het van vrede af? As jy kyk na die jaar wat voorlê, waarna sien jy uit? Waar plaas jy vir Jesus binne in hierdie prentjie van vrede waarin jy wil leef? Ons lewe in 'n tyd van oorlog, soveel oorloë reg oor die wêreld, konflikte van lande, van wêreldmagte wat verganklik is, wat tot 'n val gaan kom, wat nie ewig is nie. En ons kan partykeer so behep raak met hierdie wêreldmagte. Elkeen het 'n opinie oor hierdie president of daardie koning of hierdie land of daardie ryk. Wie is reg, wie is verkeerd, en ons skep konflik tussen mekaar as gevolg van hierdie dinge. Maar dit is nie hoe ons veronderstel is om te leef nie. Ons word geroep om te lewe deur die Gees van God wat in ons woon. 'n Gees wat ons uitnooi na vrede toe, nie om konflik aan te spoor nie. Luister weer na hierdie hoe Jesaja die Gees van die Here sal op hom rus in vers 2. Die Gees van wysheid en insig, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en ontzag vir die Here. As ons praat van die Gees van God wat in ons woon, soos wat Paulus ons verduidelik hoe die Heilige Gees in ons woon, is dit die Gees van wysheid en insig, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en ontzag. En die vrug hiervan lees ons dan nou hierso in vers 4 en 5. Hy sal regverdig beslis oor die armes en die magteloses van die land billik teregwys. Hy sal die land slaan met die stok van sy mond en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak. Geregtigheid sal 'n gordel om sy middel wees en betroubaarheid 'n gordel om sy heupe. So die vrug van hierdie Gees is een van reg en geregtigheid wat nie oordeel op die uiterlike nie, maar wat reg en geregtigheid beliggaam, dit letterlik dra soos klere, nê. Dink bietjie aan miskien dra jy 'n uniform in die werk wat jy doen, maar ons het soveel maniere om aan te trek vandag, nê. Jy weet, as jy na 'n begrafnis toe gaan, dan trek jy swart klere aan. Dit is net 'n ongesêde reël. Maar die klere wat ons aantrek sê iets van hoe ons dit beliggaam van wat ons gaan doen. Jy het jou werksklere, jy het jou slaapklere. Jy trek letterlik aan vir wat jy gaan doen. So hoe lyk die gordel van geregtigheid? Hoe lyk die gordel van betroubaarheid? Of in moderne terme, hoe lyk die baadjie van geregtigheid? Hoe lyk die skoene van betroubaarheid? As jy in jou wêreld en in beweeg, hoe trek jy hierdie dinge aan, dat mense dit kan sien in die manier wat jy leef? Ons moenie dink, en hiermee sluit ek af, dat vrede hierdie plek is waarin ons moet ontsnap en daartoe vlug nie. Vrede is iets wat ons moet beliggaam. Dit is 'n manier van leef. Dit is 'n manier van praat.
Dis 'n manier van luister. Dis die manier waarop jy beweeg. Dit is die glimlag op jou gesig. Dit is die positiewe woord. Dit is nie woorde van oordeel nie, maar woorde van genade. Ons word geroep om te reflekteer oor die jaar en onsself in die spieël te kyk en te oordeel en te sê, maar waar het ek hierdie jaar op die uiterlike geoordeel? Waar het ek konflik aangespoor? Waar het ek weggevat van ander se vrede af? En na die Here toe te kom in hierdie adventtyd in die oploop van Kersfees en te sê, maar ons begin van vooraf. Elke dag kry ons 'n geleentheid om van vooraf te begin, van vooraf ons geloof te bely in hoe ons leef. So my uitnodiging vir jou is in die week wat voorlê en in die oploop tot Kersfees in jou persoonlike stilte tyd, maak tyd om te dink oor hoe jy vrede beliggaam. Die Gees van God leef in ons. Die vraag is, kan die mense in die wêreld dit raak sien dat ons toegewy is aan 'n koninkryk en 'n koning wat anders is as die magte van die wêreld. Kom ons bid en vra die Here om ons te seën op hierdie pad. Vader, in 'n tyd waar daar soveel ongeregtigheid is, soveel woede, oorlog en konflik, kan ons so maklik opgesweep raak om saam te praat met hierdie dinge. Maar Here, of dit nou innerlike konflik of uiterlike konflik is, hierdie teks herinner ons dat U 'n God van vrede is. Dat U 'n God is wat ons roep om anders te wees as die wêreldmagte en die mense van hierdie wêreld. Help ons om te onthou dat alhoewel ons in hierdie wêreld is, ons nie van hierdie wêreld is nie. En Here, ons gebed is laat Heer U vrede deur ons vloei. Help ons om raad te gee waar daar twyfel is. Maak ons bereid om aan onsself te sterf, sodat ander U al meer in ons kan sien. Amen.